Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. Vandag wil ek met u 'n gedagte deel. Al uitweg is om te buig. Al uitweg is om te buig. Ons lees in Psalm 99 vers 5. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Is dit nie vreemd dat ons as God se kinders dit dikwels moeilik vind om die Here te prys wanneer ons onder beproewinge ly nie? Ons vind dit moeilik om voor hom te buig in daardie tye. Ons vind dit dikwels moeilik om met 'n beswaarde gemoed te buig voor die voetbank van sy voete wanneer ons gees onrustig in ons binneste is. So dikwels vind ons dit makliker om te kla wanneer probleme ons druk as om die Here se lof te besing. Jesaja herinner ons daaraan dat die Here groot is. Hy skryf in Jesaja 25 vers 1. Here, U is my God. U sal ek verhoog. U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou. Soms is daar sondes wat ons nog nie bely en laat staan het, wat ons bedruk laat voel. Soms voel ons te trots of net nie lus dat my werklike situasie, my geestelike toestand bekend word voor ander nie. Baie keer voel ons in ons binneste genoodsaak om die las wat ons druk self te dra. Ander kere voel ons swak, vasgevang, beswaard en moedeloos. Soms soek ons in onsself geloof om 'n saak te hanteer, omdat ons onsself geïsoleer het van ander wat hulp kan verleen. Daarom voel ons alleen en verlate. Nou wanneer 'n kind van God wat moeilike omstandighede ervaar so verswak voel, is daar net een oplossing. Psalm 132 vers 7 sê, laat ons na sy woning gaan, ons neerbuig voor die voetbank van sy voete. Kom in God se heerlike teenwoordigheid en stort jou hart voor hom uit. Ek herinner weer aan sy heerlike belofte, daar in Psalm 34 vers 8 en 9. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Is dit maklik? Nee, verseker nie. Psalm 34 vers 23 sê, die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Wat 'n positiewe vers en belofte is dit nie vir ons nie. Soms moet 'n kind van God onreg verduur. Dit is nie 'n maklike pad om te loop nie, maar sy woord is vol ryk beloftes. Sy sterke hand staan gereed om ons te help. 'n Nuttige byl moet skerp wees, maar om 'n skerp byl te hê, moet jy bereid wees om dit toe te laat om verlies op die slypsteen te lei. Op 'n soortgelyke manier, as jy 'n lewe wil lei wat nuttig is in diens van God, moet jy bereid wees om hom toe te laat om jou op die slypsteen van beproewings te plaas, sodat jy skerp gemaak kan word deur verlies. Dawid skryf vir ons in Psalm 69 vers 17 en 18. Verhoor my, o Here, want u goedertierenheid, en in Engels sê dit, your loving kindness, is goed. Wend u tot my na die grootheid van u barmhartigheid, en verberg u aansig nie vir u knegt nie, want ek is benoud, verhoor my dan gou. Psalm 34 sê vir ons, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hul hulp geroep. Wanneer jy vandag buig voor die Here en jou hulpgeroep voor sy troon laat hoor, weet dat hy ore het om te hoor
en sy hand is nie te ver om te help nie. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.